Die ou wat sy Christenskap op die baar lê of in die graf is sê, Here, ek is nie tevrede oor my longe nie, ek wyp hulle, tot ek popcorn longe het. Here, ek like hierdie longe nie, dis wat jy eintlik sê. Daarom rook ek. Jy moet vir hy pragtige skoonseun sê, is hy hier vanoggend, wat sy vrou is voorgebid. Hy's 'n pragtige mens, ek hou van sy gesindheid. Maar hy moet wragtig hê dat ek vir iemand bid, daarna gaan wyp hier buite nie. Wat dink hy van my God? Ek trap hom uit nie. Wat dink hy van my God? Sy vrou het kanker, ons bid vir Here maak haar gesond, daarna gaan doen hy iets wat vir hom kanker gee. Wat gaan met ons Christenskap aan? Ek trap hom nie uit nie, want ons is erger. En ek vra ook nie om verskoning nie. Ek verkondig my God se boodskap. Is jy bydraagbaar op pad graf toe jou Christenskap, of is dit lewendig in jou huis? Sit 'n praat jy rassepraatjies, heeldag, of bid jy vir die president? Cyril sal nie regkom as jy hom net vloekie. Bid hom uit sy seat uit. Jy het wapens. Bid hulle, laat hulle nie weet waar nie. O, ons gesamentlike regering is nou so oulik. Die DA sal vir ons alles reg. En die Vryheidsfront, hoe die Vryheidsfront haat my. Ons is daar in Pretoria, Johannesburg, by die big screens toe die uitkom. Ons is 1000 afgevaardigdes, wat kyk na die direk, waar die uitslag kom. Ek stap in, ek loop na elke party se hokkie toe. Ek het 'n politieke bediening, so ek moet werk onder hierdie ouens. Ek loop na julle pragtige Vryheidsfront toe. Ek steek nog hand uit en sê hulle asseblief weg. Asseblief weg. Ons wil eers met jou praat nie. Ek sê waaroor? Is dit nou omdat ek die video vrygestel het, waar Groenewald gesê het, ek bevorder LGTB. Jy sê hulle asseblief Rooies. Toe sê ek, want julle boere, medeboere moet nie weet dat julle man en man bevorder en vrou nie. Ons moet hulle verder belieg. Mense, sorry, die goed wat ek sê, elke ding kan ek bewys hier, want anders gaan ek hof toe. Ek gaan nie vir iets stem wat sê, God het vir Adam en Steven gemaak nie. God het vir Adam en Eva gemaak. Jong, vat hier water. Maak op my mond. So dokter, ek hulle by sof, kyk jy. Ja? Oké, also. Hierso. Lief vir julle kindertjies. Julle moet bid vir my kinders. Hier kom iets aan die einde, wat ek nog nooit in Suid-Afrika in 'n kerk gedoen het nie. Wag tot die einde toe. Dit gaan miskien vinnig kom. Paulus preek. Hy moet die oggend as die son uitkom op 'n boot ry. Gaan lees Handelinge. Hy moet op 'n boot ry. Hy's lekker moedswillig. Hy preek deur die nag. Jy gesien? Hy weet hy gaan nou op die boot slaap. Paulus preek deur die nag en 3:00 die oggend sit een nou in die vensterbank. Het jy daai stuk gelees? Lees 'n bietjie die Bybel. Hy val uit die vensterbank uit en hy val dood. Imagine in Suid-Afrika preek 'n pastoor 3:00 in die môre en die ou val dood. Die koerante sê 'n mal kerk om 3:00 die oggend te preek en 'n man is dood daarvan. Die synode sal 100 jaar sit. Hulle sit nou al 40 jaar oor LGTB en hulle weet nog nie wat nie. Die Bybel sê sodomie is sonde. Wat is Sodom? Sodom en Gomorra het vergaan. Hoekom? Daarvan af kom die woord, Sodom. Hy het met swaal vergaan. Sodom. Die ou wat nie geweet het, wat is die output nie. Nou maak hy dit 'n input. Dis Sodom. Maar in elk geval, ons gaan aan. Ek weet nie waar trek jou eksamen nie. Baie gaan jy miskien verskil. Jy mag onder die einde 'n briefie skryf vir die professor wat hier voor staan en sê, dink jy klomp nonsens gepraat. Of jy kan sê, ek kry alles in die Bybel wat jy van praat. Jy moet besluit. Maar wat ek sien,
is dit. En die ou val dood. Ek sal gesê het, kom ons neem kollekte gou op, en dan gaan begrawe ons daai. Paulus, man van God, stap uit. Jy, hou op slaap in die kerk. In Jesus naam staan op. Hier lewer jou. Kom terug. Dink jy, soos die ou kerkganger op sy selfde stoel sit. Dink jy, hy wil weer aangesit. Paulus sê, kom. Om sit hier. Jy gaan nou nie weer doodval nie. Klink dit nie anderster as ons Christenskap nie? 3 die oggend preek, man val uit die venster, word opgewek uit die dood. Ek dink ons kort iets. Sê nou nie almal moet 3 nou in die oggend kerk hou nie. Nou gaan Willie weer môre afkondig, volgende Sondagoggend 3. Die ou is so woordbewus, hy gaan dit nou doen. Okay. Lees jy Bybel? Regtig? Dis al wat ek jou gaan vra. Lees jy regtig Bybel? En lees jy vir jou kinders? Sal lankal. Die Bellabel wat niemand kom ondersteun het nie. Ek is so hartseer. Ek het 32.000 kilometer deel van dit deur die land gery en daai ding teëgestaan. 'n Parlement voordat hulle 'n wet uitvaardig, moet hulle in elke provinsie na 3 plekke toe kom in die provinsie. In 'n saal, en hulle moet die ding daar sit, en jy mag die mic vat en sê, ek stem nie saam nie. Julle het geweet? Julle moet net die Google dop hou. 'n Christen hou sulke goed op. Die Bellabel is 'n ewel. En moenie laat die DA weer vir julle belieg, en sê hulle het hom kan teëgestaan nie, en hulle het gemaak, of hulle het 1 klousule teëgestaan. En gaan kyk watter klousule het hulle teëgestaan. Wat woke bevorder. Hulle was so vir hierdie ding. Ek was by elke meeting. Ek het daar opgestaan. En hulle het my geskeel. Ons het gewen, die hele Noord-Kaap behalwe Kuruman met 3 stemme. By al hierdie meetings in die land, almal saam, die 9 provinsie maal 3 plekke, sê ek nou vandag vir julle, was nie 100 pastore nie, of 100 wedergebore Christene nie. As dit uitbasyn, kom net asseblief, jy kan net 'n vormpie ook invul en gaan. So daar gestaan met die wêreldse mense wat ons uitlag elke keer. Die homoseksueles het kom praat. Sê ons, laat die Bellabel gaan, hy's reg. Hulle het so. Die Christene was nie daar nie. Suid-Afrika nie vervolging, laat ons kan bykom. Maar moenie waar nie, hy's amper geteken. Ek is by 'n punt, wat ek wil sê, ek gaan nou niks meer doen nie. Laat ons nou maar vir ons kry. Ek is by so 'n punt, en toe ek het vanoggend bedink, toe stuur 'n man 'n boodskap, pas op wat jy sê. Toe weet ek die Here sê ek moenie. Want ek is net moeg, mense. Na 33 jaar stap ek met my studente van, ons ry petrol uit, ons ry diesel uit, duisende uit. Ons stap en ons staan hierdie wette te, word die môre toegestaan, want niemand kom nie. As sien ek hoe ry ons wit mense so verby my. Dan groet hulle my nie eers nie. As jy 'n teestander, want hy sê die anti-kris kan eers kom, wanneer hy wat teestaan in die weg uitgeruim word. Of wat hy sê, dis die Heilige Gees, wat hy sê is mense. Maak nie saak, kom ons sê vandag mense, teestanders. As jy 'n teestander, want jy moet eers uit die weg uitgeruim wees. Gaan hierdie land agterkom as jy nog hier is? Gaan jy in vervolging regtig in 'n ondergrondse kerk gaan? Ek het 9 keer nou Bybels ingesmokkel in China. Maar ek het nou nie anti-kla gepraat nie. Daai een vrag Bybels wat ek gevat het, wat ek 'n onderbroek gevat het, in breinpolies en so dik streep gesmeer het, sit ek dit bo op die Bybels. Is iemand wat nou sê, is die man mal in jou kop? Ja. Omdat jy nie bereid is om iets te doen nie, moet ek begin alles doen, ek is mal. Ek is baie, mense as ek so aangaan, dan dink die mense ek is kwaad. Ek is nie kwaad, ek is ferm vir Jesus. En ek sit hom so op, en toe die Chinese polisman hom so oopmaak, en hy kyk en hy nugget vas. Hy, toe vat ek hy Bybels. En dit was so lekker. Ek kan dit vir julle vertel. Nou in Afrikaans, dit is nou 'n paar jaar terug hierdie een. So hulle kan nie meer die ou vang nie. En ek ry saam met 2 Hollanders in 'n taxi. En ons ander spanne ry op ander plekke. So ek en die Hollanders kan 'n bietjie in Afrikaans praat.
dat die taxi-drywer in Chinees nie kan hoor nie. En ons ry verby die ambassade in Beijing. Ek sê vir hom, sal dit nie wonderlik gewees as ons hier kan ingegaan nie. Maar ons span is 12 en elkeen het 'n klou waar ons uitkom, maar as hulle 2 vang, kan hulle nie by dit uitkom nie. Die KGB ondersoek hy sake, mense. En nou die KGB haat die Bybel. Vir die kommunistiese politiek is die Bybel 'n vret. En ons sê, ons raak nie betrokke nie. Maar oké, dus ry so verby, en ons ry weer en die ander ou gee sy klou en die ander sy klou toe, ons by mekaar. 11de vloer, 'n sekere land, 'n pikswart man in Afrika wat 'n ambassadeur is, by sy flat, moet ons die Bybels aflees. Ek gaan op, ons woorde was, se klop, dit word afgeluister, ons moet nie praat nie, hy sal sê, nou weet ons is die regte hou, het julle die sweets vir die kinders gebring. Maak op, hy sê, did you bring the sweets for the children? Wys ja, hy sê, en ons gaan weg, en ons gaan praat. En hy omhels my op 'n plek. Hy sê, ek was 'n jong swart mannetjie, hier bo in Afrika. Toe sê ek, Here, ek wil iets vir u doen. Toe sê die Here vir hom, raak 'n ambassadeur. Dan stuur ek jou China toe, dan smokkel jy Bybels in. Hy sê as die Japanese, hulle stel hom toe aan, hy moet al die persente kies vir die presidente wat daar aankom. Dan draai hy 'n Bybel toe. En toe hulle eie mense, kykie wat is dit hier? Dan draai hy 'n Bybel toe vir elke minister wat kom van 'n land. Hy draai 'n Bybel toe en gee. Hy sê vir my, ek sê, gaan ons vanaand? Wat gaan ons vanaand doen? Hy sê, gisteraand het hulle op my kerk toegeslaan, hulle het 1 vrou gevang. Sy gaan moontlik 18 jaar kry, en hulle trek haar nals uit, dis wat hulle baie doen. Ek sê, maar dan kan ons nie na dieselfde plek toe teruggaan nie. Ek bedoel, die vrou gaan ons praat. Hy sê, as jy nie is 'n Christen, sal hy sê waar ons was nie. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Ek sê, wat? In Suid-Afrika kyk ons mekaar net skeef. Dan bring ons mekaar so uit. Hierdie vrou word gemartel. Ons gaan na dieselfde plek toe waar hulle vorige aand toegeslaan is. Ok, nou 'n bietjie geskuif het, 'n ander plek, wat hulle toe, maar sy het geweet waar is dit. En sy bring dit uit. Hy kyk so, ons ry op 'n ander plek wat ek Bybels gaan versteek. 'n Ou wat 'n toeriste leier is. Hy's 'n leier geraak om toerisme. Maar eintlik is hy 'n Bybelsmokkelaar. Is 'n Chinees. So ry so en hulle het net vir my gesê by 'n sekere plek toe ek geskool word. Jy gaan op hierdie boot daai dag so laat met jou Bybels. Daar gaan 40 mense omtrent op wees. Maar jy gaan die wedergeborenes sien. Hoor julle wat? Hy kon my herken want hy weet ek het rooi hare en alles. Hulle sê jy gaan die wedergeborene herken. Dis nou al die Chinese. Toe ek opklim te sien ek hom. Lyk ons ook so? En op 'n call, hy het so gepraat, en hy vang met sy oë, en wys ek moet dek toe gaan, en ek gaan dek toe, en ons ontmoet mekaar, en hy sê, waar kruis mekaar vanaand vir die Bybels, en hy wys my so na die bamboese, hy sê, sien jy die bamboese, kap jy hulle af, dan groei hulle vinniger, ons Chinese Christene, soos die bamboese, kap aan ons groei vinniger, ek sê, ek kan nie dieselfde, van die Suid-Afrikaanse Christene sê nie, ons roei mekaar so uit. Waar is jou Christenskap? Kom ons gaan, ek is amper klaar. Is jy aktief met evangelisasie besig by jou gemeente of met jouself?
Is jy besig? Dit was Jesus se laaste opdrag. Jy kan nou nie China toe gaan soos ek nie. Of jy kan mos nou nie daai mooi Land Cruiser ry tussen die milielande los is aan my ry nie. Miskien kan ek en jy Oliver Tam doen met hom ry. Ek challenge jou 'n bietjie, ry saam met my so 'n bietjie oor see. Jy sal nie verdwaal nie, jy sal dit geniet. Ha? Ja, wag nou. Ek wil met daai cruiser opry Oliver Tambo toe. Ons twee met hom. Ek is met daai ou besig. Okay. Maar luister. Ek wil vandag vir julle sê. Is jy regtig met is daar traktaatjies in jou kar? Want jy almal het seker 'n komputer en 'n drukkertjie. Wat jy kan in jou glovebox sit en as jy diesel gooi sê Jesus lief vir jou, is vir jou ietsie om te lees. Ek glo so, want jou Christendom is lewendig. Jy sal hom seker gaan sit het, want dit was Jesus se laaste 3 minute op aarde, gaan verkondig asseblief. So ek dink as jy lief is vir hom, wil jy graag sy wil doen van sy laaste 3 minute. Jy moet beslis elke dag aan planne dink hoe jy hom gaan verkondig. Anders is dit miskien onbedraagbaar jou Christendom. Ek veroordeel jou nie. Jou eie dade doen dit. Nou, ons het gisteraan daaroor gepraat. Maar of jy nou op die boerevereniging is, nou 'n bietjie die boere uitlos. En as ek van 'n boer praat ek van 'n Indiër, 'n witte en 'n swart boer. 'n Boer vir my is 'n farmer. Iemand wat vir ons kos op die tafel sit. Ons kan hulle nie doodmaak nie. Maar hoor gou. Ek vra maar net, as jou Christendom so, dat as julle julle boerevereniging eindjaar funksie beplan, dat julle minder praat oor die drank, en meer oor wat gaan ons vir Jesus verheerlik by die einde. Want ons het mos dan deur die jaar gebid vir reën. Ons moet die Here dan seker net in 'n half minuut se gebed by 'n boerevereniging dankie sê nie. Seker opstaan en die Here hande klap gee, dat hy toe reën gestuur het vir ons mielies en goed. Of gaan ons daarna en ons versuip ons, en dis ons dankbaarheid teenoor hierdie God, wat die jaar voorsien het. Dan wil ons weet hoe kom kruisdroogtes. Ek staan daar by 'n boerevereniging, en die ou staan, die boer. Ek sê, ja, nou staan 'n kots jy. Nou die dag was jy met jou vroom gesig daar om te bid vir reën. Nou versuip jy jou. Lyk jou Christendom ook so? Ek vra, jy moet mos sê, jy kan mos lieg in jou eksamenvraag stel. Jy kan mos lieg. Jy's baie vroom. Wat gaan gebeur as Jesus instap en 'n paar sleutels in jou huis vat en 'n paar goed oopsluit? Wat staan daar? Wat is daar? Hierdie een. Ons ruk op Paul Creer se beeld en ons sal massas saamkom. Oranje, blanja, blou. Paul Creer weet eers dit is daar. Hy's dood. En ek het nie 'n probleem as hou jou erfenis beskerm nie. Ek is 'n voorstander wat sê, jy skraap nie name nie van 'n dorpie. Jy gee van Hendrik Verwoerd af, van Smuts af tot Mandela deur, en jy het jou hele ryke geskiedenis. Ek voel natuurlik anderster, as die Christene aan bewind kom, gee blessing name, en sorg eers vir jou armes. Om 'n naam te verander is miljoene rande. Kondig af, 6 maande, besluit nou klaar wat moet die name wees, en doe dit eenmaal klaar. En nie elke 6 maande as jy 'n gier kry nie. Julle al aan gedink. Hoe beklei manne, nou die dag, op 'n dorp toe 'n naam moet verander, toe sit hulle hy saal stampvol. Vra hulle moet kom bid vir iets. Sien daar nie. Nou met Paul Creer daar by die monument, is mooi. Maar as ons vir Jesus iets moet doen, ons Afrikaner volk, trek ons ook so op. Toets maar jou Christendom. Nou wil ek 'n ding sê by die een van die laastes. As julle weet, hier's 'n reeks verkragter of 'n reeks moordenaar in hierdie dorp. Kom ons sê nou Benny Kleinhans of Benny Engelbreg. Ek hoop jy so 'n ou se naam. Is nou net 'n fiktiewe naam. En ek weet van Benny. Hy vermoor mense. Hy weet ook daarvan, julle weet nie daarvan nie.
en ek bly stil hier van vooraf, sal dit verkeerd wees? Sal dit verkeerd wees? Okay. Ek ken 'n reeks moordenaar. Aborsies wat elke dag doodgemaak word. Hulle naam is die DA in die ANC. So ek maak hulle bekend. Jy het gesê ek moet hulle bekend maak. So daar is hulle. Die doop. Nou moet jy vir jouself eksamineer. Wat is doop? Luister hier. As jy nou vir 'n kind 'n koppie koffie gee en 'n beskuitjie en sê doopie beskuitjie, hy druk hom so in. Hy vat nie so en hy tik op die beskuitjie. Gaan die beskuitjie in. En hoor gou, moenie vir my sê ek spot nie. Waar staan dit in die Bybel? Kom ons doen net wat Jesus gesê het. Kom ons hou op goed verdraai en ons glo in die woord en nie uit geskrifte uit wat kom van jare uit nie, wat ons studies doen nie. Kom ons glo die woord. As hy daar sê, hy het in die Oranje rivier, in die Jordaan rivier geloop, en hy's gedoop deur Johannes. En die Heilige Gees het soos 'n duif neergedaal en God het gesê, kom ons glo dit net so, soos 'n kind. Omdat 10 voorvaders nou 'n klomp goed geskryf het, nou wil ek hulle goed glo. Kom ek glo wat hy sê. Klaar. Worship. Ken jou bakkie in kar en huis om musiek te speel wat God verheerlik. Of sê jy vir die pelle, kom hoor gou hierdie liedjie. Dan is dit hierdie vulgêre liedjie. Ek en my meisie bly in 'n huisie. Kom by 'n huis en laat staan die 4-jarige dogtertjie op die tafel in die kombuis. Sing gou vir hom rooi is. Ek is 'n loslappie. Ek kyk so, ek sê ouers. So jy het julle kind geleer om te sing, ek is 'n hoer. Dis wat die lied sê. Wat dink jy van jou kinders? Oupa, ouma lag, jene, hoor hy het die B-woord gebruik. Hy's 3 jaar oud. Teppet. Regtig? Vermaak dit jou as jou kleinkind nou 'n vloekwoord gesê het, of hy het vir die swarte iets gesê, ek kom nou reg by die plek, en 'n 4-jarige dogtertjie sê vir die swartes wat by die winkel aankom, die vieslikste goed, en die boer lag. Ek sê, môre maak klaar dood, en dan wil jy vertel van die plaasmoord. Ek praat nie plaasmoorde goed, julle hoor my mooi. Maar daar is seker goed wat ons ook 'n bietjie moet anders te raak. You can have my heart. You can have my soul. I'll give it all. Come take control. New mercies rising, grace never failing, your all-consuming love. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sending wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sending te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansorie Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou.